Goeiemôre vriende, dis Vrydagoggend en dankie dat jy ingeskakel het by nog 'n video oordenking. Vriende, vanmôre wil ek graag gesels en ek wil hê ons moet nadink oor hoe ons 'n kalm gemoed kan kry wat sal bydra tot 'n persoonlike transformasie in ons geestelike lewe of in ons lewens wat dan kan lei tot 'n skuldvrye lewe in Jesus Christus. Nou, kom ek begin deur vir ons 'n skrifgie te lees en ek lees vir ons uit Spreuke 14 vers 30. Spreuke 14 vers 30 sê: 'n rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog 'n verrotting van die gebeente. Vriende, ek wil jou vra, geniet jy regtig waar jou lewe vandag? Gryp jy elke dag dit aan wat die lewe na jou kant toe bring, die goeie dinge wat die lewe oor jou lewe bring? Of kla jy net elke dag en is jy ongelukkig omdat jy dink jou lewe is nie waar dit vandag behoort te wees nie? Kom ek vertel jou 'n verhaal. Ek wil iets vertel van my eie lewe. Nou, toe ek 'n jong man was, 'n jong polisieman was, het ek dit nie aldag maklik gehad nie. En jy weet, ek het vreeslik rebellies geleef en om eerlik te wees, ek dink met tye was ek 'n verskriklike moeilike mens om mee saam te leef en hierdie omstandighede het dan later veroorsaak in daardie tyd dat ek gediagnoseer was met major depressie, wat die gevolg gehad het dat ek hierdie verskriklike klomp antidepressante elke dag moes neem. En om eerlik te wees, ek het 29 antidepressante elke dag van my lewe geneem vir 'n hele paar jaar. Maar ek het 'n punt in my lewe bereik waar ek op my knieë gegaan het voor die Here en ek het gesê: Here, as U nie nou ingryp nie, en as U nie my lewe verander, as U my nie nou red nie, dan is ek regtig vir altyd verlore. En weet julle, ek het op 'n stadium werklikbaar geglo dat God my nie meer liefhet nie. Nadat ek oorgegee het aan die Here daai dag en stadig maar seker die waarheid begin besef het van hoe lief die Here my werklik het en hoe hy my beskou, my lewe beskou, en jy weet, dat hy regtig vir my sorg, het ek begin wegbeweeg van hierdie gebroke beeld wat ek van myself gehad het, hierdie gebroke beeld waarmee ek vir jare moes saamleef. Julle sien, ek het die leuen geglo dat ek nie meer waardig is nie. Ek het geglo dat ek nie suksesvol is nie. Ek het begin glo dat daar niks is wat ek kan bydra, wat ek enigiemand kan bied nie, wat ek die lewe kan bied nie. En dit het my 'n verskriklike slegte selfbeeld gegee. Dit het selfs vir my 'n slegte beeld van my eie lewensstrategie gegee. En dit het veroorsaak dat ek elke dag opgestaan het en hierdie masker aangesit het en voorgegee het dat ek iemand is wat ek nie regtig was nie. Gelukkig het ek, nadat ek oorgegee het, reeds besluit, ek wil nou kyk of ek God se stem hoor, want ek wil weet of die Here my regtig lief het. En weet julle, nadat die Here begin het om my lewe te genees, het ek skielik begin glo dat daar meer is tot my lewe, dat daar meer is aan my lewe, en ek het die leuns begin verruil vir die waarheid van God se mening oor my lewe, in plaas daarvan om myself te assosieer, myself te plaas in hierdie gebroke beeld situasie wat ek van my lewe gehad het. En God se beeld van my lewe, God se plan vir my lewe, het al hoe meer 'n werklikheid begin word in my lewe. En jy sien, 1 Petrus 2 vers 9 het ook 'n werklikheid geword, 'n realiteit geword in my lewe, want God het my regtig uit die duisternis uitgehaal en in sy lig ingebring, sodat ek hom kan verheerlik en sodat ek 'n getuie vir hom kan wees. En Johannes 15 vers 16 sê, dat God my gekies het om sy kind te wees. En weet jy my vriende, God het jou ook gekies om sy kind te wees. Vriende, deurdat God my lief het ek begin om 'n persoonlike transformasie te ondergaan. En weet jy, ek wil vir jou sê, jy kan ook hierdie persoonlike transformasie ondergaan. Ek het dit begin omdat God my lief het, en God het jou net so lief, soos wat hy my het, en soos wat hy enige ander persoon het. Net so lief het God jou ook.
God sê in Esegiel 36 vers 26, dat hy ons 'n nuwe hart sal gee, 'n nuwe gees in ons binneste, dat hy hierdie hart van klip sal uithaal en ek gaan ruil met 'n hart van vlees. Maar my vriend, persoonlike transformasie het 'n prys om te betaal. En kom ek sê nou vir julle dat hierdie prys is absoluut die moeite werd, want die beloning is soveel groter as die belegging. Dink net aan 'n lewe waar jy werklikheid vryheid kan ervaar, waar jy vry kan wees van hierdie verlede van jou, hierdie duister lewe waarin jy geleef het, 'n donker tydperk. Dink net as jy jouself kan sien soos die woord in Psalm 139. Psalm 139 vers 13 en 16 dit sê vir ons, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. My vriend, as jy jou self kan begin sien, soos wat Psalm 139 jou beskryf, wil ek vir jou vra, om saam met God te begin werk, sodat jy 'n persoonlike transformasie kan ondergaan, sodat jy jou ook dan weer op 'n plek van vrede kan bevind, waar jy jou lewe wat jy leef, met ander kan deel, sonder 'n enkele vrees. My boetie en my sussie, dit is moontlik dat jy dalk nog verwerping kan ervaar, dat jy dalk teleurstellings sal ervaar, maar weet jy wat, jy gaan weet hoe om dit te kan hanteer, omdat jou totale welstand in God gegrond is, en nie in mense nie, maar in God, want by God, my vriende, is daar geen onstabiliteit nie, en jy kan God se karakter heeltemal vertrou, en God sal jou nooit teleurstel nie, want by hom is daar vir jou regtig veiligheid en vrede. My vriende, dit is ook tyd dat ons dan hierdie skuldvrye lewe in Jesus Christus begin leef. Ek wil vir jou sê dat jou verhouding met God deur Jesus Christus is die belangrikste verhouding wat jy in jou hele lewe sal ooit hê. As God nie die hoeksteen van jou lewe is nie, soos 1 Korintiërs 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat gelê is nie, en dit is Jesus Christus. As Christus nie die hoeksteen van jou verhouding is, dan wil ek vir jou sê, dat alle verhoudings wat jy in jou lewe gaan vorm, of dit persoonlike werksverhoudings, en of dit geestelike verhoudings is, ek sê nou vir jou, hulle gaan wankelrag wees, as Christus nie die hoeksteen is nie. Vriende, wat wonderlik is van 'n lewe saam met God, is dat jy vry raak van valse skuldgevoelens. Jy's vry van al hierdie skuldgevoelens, want in God is daar vir jou vryheid om jou lewe te leef, wat hy vir jou gegee het, omdat hy jou liefhet. En ons kan natuurlik vir God vra om op 'n praktiese manier deel te vorm van ons elke dag se lewe, van ons daaglikse roetines. My vriend, moenie toelaat dat die Satan valsheid oor jou lewe binne in jou hart plaas nie. 1 Johannes 1 maak dit duidelik en sê dat, ja, al het ons gesondig, het God ons opgerig uit die duister, in sy lig het hy ons geplaas, en hy het hierdie valse hoop uit ons uitgeneem, en my vriende, deur jou geloof in God, sal die waarheid in jou wees. Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. My boeties en sissies, as jy jou lewe begin leef soos wat God dit vir jou bepaal het, dan kry jy nuwe lewensgenot. En weet jy sal in oorvloed ervaar dit wat jy nie ken nie. Jy sal hierdie vreugde begin ken wat uit innerlike kalmte spruit. Nou vriende,
Vertrou dat God die goeie dinge uit jou daaglikse beproewinge sal laat voortspruit. Vertrou net dit, glo dit, sodat wanneer jy terugkyk in jou lewe en jy al hierdie kolletjies bymekaar bring, dan sal jy besef dat God, dit is God, dis hy wat alles ten goeie laat meewerk het in jou lewe. My vriend, ek wil jou vra, besluit dan vandag om jou hele lewe binne die bekwame hande van God te plaas. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Koning van konings, Here, baie dankie dat U my lewe aangeraak het, Here, en my nooit verlaat het, Here, toe ek regtig waar laag was en dit met my moeilik gegaan het nie. Here, dankie dat U deur U liefde en genade my gemoed kalmeer het, Here, en my gehelp het, o Vader, om 'n persoonlike transformasie te ondergaan, Here, om 'n persoonlike transformasie te loop, wat, Here, my hier uit hierdie duisternis uitgelei het, Here, sodat ek U kan dien, Here, en omdat U my lief het. Here, dankie dat ek ten spyte van my alledaagse uitdagings, Here, steeds 'n skuldvrye lewe kan leef in U. Here, ek loof U en ek prys U in Jesus naam. Amen. Dankie vriende, geseënde dag vir jou.